Kom ons kom by die woord uit vanoggend. Ek wil graag vra dat jy saam met my oopmaak by Josua hoofstuk 6. Josua hoofstuk 6. Prys die naam van die Here. Is die klank nie te hard nie? Is hy reg? OK, nee, dan is ons reg. Baie dankie. Prys die naam van die Here. Man, ek is opgewonde. Josua hoofstuk 6. Ons gaan daar saam lees. Uit die woord van die Here. 'n wonderlike woord, 'n kragtige woord, en mag die Here vanoggend elkeen van ons bedien, soos net hy kan. Ek kan nie staan en ek kan my beste preek, maar as die Heilige Gees dit nie vir jou lewend maak nie, dan gaan jy leeg hier uitstap. So die beste wat ons kan doen is sê, kom Here, kom bedien U my. Ek staan nie hier om vir Johan te kom luister nie, ek sit nie hier om in die dinamika gemeente te wees, ek sit hier want ek het 'n saak met God. Ek wil hoor wat God in my hart sê, en ek wil hoor wat die Heilige Gees in my binneste sê. En dis hoekom ons hier by mekaar is. So kom ons gaan voor ons lees net so saam bid. Vader, ons dank U, Here, vir hierdie pragtige môre wat U gemaak het, Here. En die woord sê, Here, dat U genade is nuut elke môre. Elke môre is U goedertierenheid weer nuut, Here. En ons dank U vanoggend vir die voorreg wat ons het om gemeente te kan wees, Here, om familie van Jesus te wees, en om hier te kan wees om U woord te ontvang, Here. En ons wil bid vanoggend, Here, kom bedien ons met U woord. Kom bedien ons met die waarheid. Laat die Heilige Gees in ons harte spreek soos wat net hy kan. En laat die heerlikheid in ons lewens geopenbaar word, Vader. Ons wil vrug dra. Ons wil ons lewens leef tot eer van die Here. En ons wil wegdoen met elke ding wat ons vashou om dit nie te kan doen nie. En so wil ons in hierdie Exodus uitstap wat U ons ingelei het. En ons wil bid vanoggend, Here, kom doen dit weer eens, soos wat U dit doen elke Sondag in Jesus se Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Nou vir die van u wat nou nie die laaste 2 Sondae hier was nie, ons het begin met 'n nuwe reeks, en ons noem hierdie reeks die Exodus. En hierdie Exodus is nie Exodus wat jy lees in die Bybel nie. Dit gaan nie oor die tweede boek van die Bybel nie, dit gaan oor die reis uit slawerny uit in die beloofde land in. En daai reis is vir jou en my in Vredefort vandag 'n geestelike reis. Wat soos wat die Here dit vir my geopenbaar het, is daar baie kinders van die Here wat nie meer die duiwel dien nie. En hulle is nie meer in Egipte nie. Maar hulle swerf rond in die woestyne van hierdie lewe, omdat hulle nog gebind is in hulle gees. Omdat hulle nog die vryheid van gees gekry het om God se beloofde land te kan ervaar soos wat hulle hom nodig het om te ervaar. En daarom is ons besig om hierdie goeders deur te werk, en die Here het vir ons die eerste Sondag gelei om vry te kom van sondebewustheid. Vry te kom van 'n bewustheid van sonde wat jou aftrek dag en nag, wat jou heeltyd onderhou. Die tweede Sondag, laaste Sondag, het ons gepraat oor wat het ons oor gepraat? Nou het dit my ontgaan. Ek net hier in my boek kyk. Ongeloof, daar's sy. Ek weet wat ek alles gesê het, maar ek kan net nie onthou wat se tema nie. Maar ons het gepraat oor ongeloof, om vry te kom van ongeloof. Ongeloof is 'n ding wat jou en my in bande wil hê. En vanoggend, ek dink dan by hierdie eerste 3 is die 3 grootes. Onder hulle kan jy baie ander goed saamvat, maar vanoggend praat ons om bevry te word van vrees. Om bevry te word van vrees. Nou daar's ook baie mense wat volgens die sit en sê, man, ek is bang vir niks nie, en ek het niks nodig nie, ek weet wat vrees is, ek het nie vrees nie, maar weet jy wat? Daar's baie vrees in jou en my lewe. Soos ek hierdie goeders deurgewerk het, soos ek dit ondersoek het, soos die Gees van die Here dit vir my oopgebreek het, het ek gesien hoe die vrees op my is. Sonder dat ek dit weet, sonder dat ek dit agterkom. Hoe maklik 'n mens deur vrees aangegryp word, onbewustelik. En daarom wil ons volgende kyk waar en hoe werk dit. Ons gaan begin en ons lees in Josua hoofstuk 6 vanaf vers 15. En hierdie scenario wat ek volgende vir julle gaan lees, is toe Israel ingetrek het in die beloofde land. En hulle kom by die eerste stad wat God gesê het, hulle in besit moet neem. Voordat hulle in die beloofde land ingegaan het, het die Here vir hulle gesê, kyk, ek gee aan julle die hele land Kanaan. En alles wat daarin is. Dis 'n land wat oorloop van melk en honing, maar daar's reëse. Gaan en oorwin die reëse. En Israel kom by hulle eerste stad wat God hulle na toe stuur. En hy sê vir hulle,
Moenie gaan met wapens van hierdie wêreld nie. Moenie met swaarde en spiese en gevegstoerusting gaan nie. Gaan met my toerusting. En dit is waarna ons moet kyk, want jy sien, jy kan net die geestelike stryd stry met die wapens wat God ons gee. Ek en jy se vleeslike wapens is van geen nut teen die duiwel nie. Jy kan vir die duiwel dreig met 'n revolver en 'n .38 en 'n 303 en wat se wapens sou ook al mag wees, hy gaan hom nie steur aan jou nie. Die wapens van God, sê die woord, is kragtig om neer te werp vestings, om neer te werp elke valse idee wat die duiwel in ons gedagtes wil plaas. Maar kom ons gaan saam lees. Josua 6 vers 15, hy sê, maar op die 7de dag het hulle vroeg klaargemaak toe die rooi dag uitkom en die stad op dieselfde manier 7 maal omgetrek. Hulle het om na hierdie stad gemarseer elke dag. En weet jy, daar is waarde daarin om op 'n plek te loop. Die Here sê elke plek waar jy jou voetsool neersit, dit gee ek aan jou. En daarvan praat hy van geestelike grond. Ek en jy moet nie bang wees om op plekke te gaan trap nie. Ons moet nie bang wees om ons voete te sit in die kroeg nie. Nie om daar iets te gaan drink nie, maar om daar ons voet neer te sit en te sê hierdie grondgebied eis ek vir God en sy koninkryk. Ek en jy moet nie bang wees om ons voet te gaan neersit in die huis van die sondaar. Want daar moet ons trap sodat God daar 'n ingang kan kry. Daar moet ons wees sodat God daar kan wees. En op dieselfde manier het hulle die stad 7 maal omgetrek. Net maar hierdie dag het hulle die stad 7 maal omgetrek. Al die ander dae het hulle 1 maal om die stad geloop en hierdie dag 7 keer. En kyk wat gebeur volgende, vers 16. En toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Josua vir die volk, skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. Man, ek is lus om te skreeu vandag. Is julle ook lus om te skreeu? Ons mag maar, want dit is 'n opdrag van die Here. Halleluja. Josua sê vir die volk, skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. Net tot sover wil ek lees vir julle vanoggend. Ek wil vir julle sê vandag dat God daag my en jou uit om te skreeu. En te sê, hoe lank gaan jy toelaat dat die duiwel jou stem uitblus? Hoe lank gaan jy maak dat hy jou smoor? Jy weet, daar is party dorpe, gelukkig het ons dorpie so 'n bordjie nie, anders het ek hom gaan uitpluk, maar daar is so 'n bordjie wat sê, stilte kerk. Het julle hom al gesien? Hy is daar, party plekke. Weet jy wat, die kinders van God moet die hardste stem hê in hierdie wêreld. Die kinders van God moet die standaarde neerlê. Die kinders van God moet hulle stem laat hoor, sodat die duiwel kan stilgemaak word. In Psalm 8 staan daar, uit die mond van kinders en suigelinge het U vir U lof berei, om die stem van die wraakgierige stil te maak. En die teestander. Die stem van die teestander en die wraakgierige word stilgemaak deur die stem van lofprysing van die kinders van die Here. En dis hoekom ek bly is, man, elke Sondag sing ek myself maar halfpad Jesus. Maar dit is wat my deel is, wat ek doen. Ek skree tot eer van die Here. Ek sing sy lof. Ek doen alles wat ek kan uit die volheid van dit wat hy vir my gegee het. En hierdie dag sê Josua, skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. Hierdie kreet was 'n kreet van oorwinning. Hierdie is 'n kreet wat sê, ek vat wat God vir my gee en ek vat dit met alles wat binne in my is. Die stad se mure staan nog hoog hier voor die volk, niks het nog gebeur nie. Maar God sê, skreeu nou. Nou is die tyd. En toe daai duisende stemme van die Israeliete opgaan voor hy mure van Jericho, toe word daai mure in die grond ingedruk. En kyk wat sê die woord in vers 20. Daar spring hy nou te veel. Josua 6 vers 20. Toe skreeu die volk en hulle het op die horings geblaas en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskreeu aangehef. Sien nie wat is hierdie skreeu? Dis 'n geskreeu van 'n geveg. Dis 'n krygsgeskreeu. Daar's 'n plek vir dit in my en jou geestelike wandel. Daar's 'n plek wat ons moet vir die duiwel sê, man, uit my lewe uit my finansies uit my gesondheid uit.
En jy moet 'n krygsgeskreeu aanhef, dat die hemel dit hoor. Hulle het op die horings geblaas, hulle het die volk in die geluid van die horings gehoor, hulle het die krygsgeskreeu aangehef, en die muur het op sy plek ingeval. Hier is my so pragtig, die woord beskryf het so wonderlik. Ek het vir laas Sondag gesê, dat Jericho, het die geoloë nou opgegrawe, hulle kyk daar, hulle sien hoe hulle sê, hierdie muur het nie omgetuimel, soos die ander antieke stede se mure nie. Hulle het nie omgeval nie, die klippe het nie verstrooid geraak, en Jericho se mure is in die grond ingedruk. En dis presies wat die woord hier sê, die muur het op sy plek ingeval. Dit beteken nie hy het net daar omgeval, dit beteken hy het in die grond is hy ingedruk, totdat die bokant van die muur gelyk geword het met die oppervlak van die muur. Is dit nie wonderlik nie? En vandag se opgrabings bewys die Bybel is waar. Nie dat hulle dit hoef te doen nie, ons glo die Bybel eerstens bokant alles anders. En toe sê die woord, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle die stad ingeneem. Prys die Here. Wat 'n dag moes dit nie gewees het nie. Man, ek wens ek kan daar gewees het. Ek wens ek kan dit sien en dit kan beleef om te sien hoe God hierdie mure in die grond indruk. Maar terselfdertyd kan ek volgens vir jou ook getuig dat ek al gesien het hoe God mure in my lewe in die grond ingedruk het. Mure wat gestaan het, wat ek voor gestaan het en gekyk het en gewonder het, hoe sal ek ooit hier verbykom? Gekyk het na die manne wat bo op daai mure staan, hulle is 2 x 3 x so lank soos ek, dis hoe lank hierdie reuse was wat hierdie stad bewoon het. En as ek op daai stadium moes gekyk het na hulle grootte en my grootte en na die mure se grootte en my vermoë en my 2 hande, dan wil ek vir julle sê ek sou niks reg gekry het nie. Vrees oorweldig my. En dis wat gebeur het met die 10 spioene wat in die land van Kanaan ingegaan het. Hulle het teruggekom, hulle het gepraat van die hoë mure, hulle het gepraat van die kinders van Enak, wat groot is, 3 maal groter as enige mens, en vrees het hulle totaal en al oorheers. En God het gesê, ek kan nie met julle werk nie, ek kan niks vir julle doen nie, my mag word gekortwiek deur julle ongeloof en deur julle vrees, en hulle moes in die woestyn ronddwaal, tot op die dag wat hulle beenderre daar wit gelê het, op die sand van die woestyn van die Midde-Ooste, en daar 'n nuwe geslag opgestaan het, wat gesê het, ons is bereid om saam met God in die land in te gaan. En God gee 'n wonderlike oorwinning. Hierdie mense wat hierdie dag dit sien gebeur het, se ouers was eintlik bestem om dit te sien. Het jy dit besef? Hulle ouers was die bestemdes wat in daai land moes ingaan. En vrees het hulle daar uitgehou, hulle het al die dae van hulle lewe nooit God se wonders gesien in die beloofde land. En wat hartseer is, hulle was die geslag wat die wonders van God uit Egipte uitgesien het. God het hulle vrygemaak uit Egipte uit, oor die Rooi See gebring, in die woestynpad ingebring, maar hulle kon nooit die belofte van God ontvang nie. En dis 'n hartseer plek om te wees, broer en suster. Dis hartseer om 'n lewe saam met die Here te lewe, en om nooit die volheid daarvan te ontvang nie. Om nooit die heerlikheid van God se volle potensiaal in jou lewe te sien nie. En weet jy wat is een van die groot dinge? Vrees. So kom ons gaan kyk eerstens, die ontstaan van vrees. Ons gaan vir 'n oomblik na die boek van Genesis toe. Genesis 2 vers 9. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en dit het 4 lope gehad. En so gaan die woord aan en hy beskryf die tuin van Eden, die pragtige plek. Die plek waar God gesê het, in die middel van hierdie tuin is daar 1 boom wat jy nie van mag eet nie. As jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. En die dag toe die mens van hierdie boom eet, sê die woord van die Here, het hy gevrees toe hy God hoor in die tuin. En dit was 'n emosie wat die mens nie geken het nie. Dis 'n toestand wat hy niks van geweet het nie. Adam en Eva het tot op daai dag geen vrees geken nie. Niks vrees gehad nie. Maar in volgende oomblik ontstaan daar 'n vrees in hulle vir die een persoon wat hulle eintlik nooit moet vrees nie. Is dit nie vreeslik nie? 'n vrees
vir God. En hier wil ek net vir julle sê, daar is 'n goeie vrees vir die Here wat ons behoort te hê. En dis die ontzag vir God. Die vrees van God, sê Spreuke, is die beginsel van wysheid. Maar hierdie is nie daai vrees nie. Hierdie is 'n bang, dat ek wil nie in God se teenwoordigheid wees nie. Ek wil nie naby die Here wees nie. Sy heiligheid verwerp my. Ek het in sonde geval. Ek is verwyderd van God. En hierdie vrees kom op hierdie mense af en hulle vrees vir God. En dit was die begin van vrees. Vrees vir God se teenwoordigheid. En vandag nog is mense bang vir God se teenwoordigheid. Hier was al mense wat in die kerke gekom en dan sit hulle daar agter. In die oomblik wat ons hierdie eerste haleluja sing hier voor, hardloop hulle uit by die deur. Want is dan wanneer die Heilige Gees opdaag. Sê ons wil hom nie sien nie. Ons wil nie by hom wees nie. Ons vrees. En daai ou is gebind in vrees. So wat is vrees? Die geboorte van vrees vind plaas uit die besef van sonde skuld. Sonde skuld laat vrees gebore word. Waar daar nie sonde is nie, is daar geen vrees nie. Waar daar nie 'n besef van sonde is nie, is daar geen vrees nie. Maar waar die mens weet, hy sondig, hy staan skuldig voor God, is daar vrees. Dit kom saam met sonde. Verder is dit gebore uit die verwydering van die Heilige Gees. Daai dag in die tuin van Eden toe die mens van daai vrug eet, het sy gees gesterf. Dit wat kontak gehad het met God, dit wat die waarneming van God se teenwoordigheid in sy lewe moes inbring, was nie meer daar nie. So toe die Heilige Gees nie meer daar is die mens nie beskik nie. Ek wil sê, maak nie saak hoe groot en sterk ons dink ons is vanoggend nie. Ek en jy is in ons menslike wese soek na 'n beskutting. Ons soek na 'n beskerming. Ons soek na iemand wat saam met ons kan wees. Nie een van ons wil alleen wees nie. Nie een van ons is gemaak om alleen te wees nie. En die oomblik toe hierdie beskutting van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van God, die beskerming, die liefde, die ondersteuning van die Heilige Gees nie meer in die mens is nie, toe is daar vrees. Vrees vir dit wat hy nie ken nie. Wat is die gevolge van vrees? Kom ons gaan kyk daarna 'n paar. Die eerste gevolg van vrees in jou en my lewe is, wanneer hy inkom, beïnvloed hy jou en my wil. Wat is ons wil? Dis ons denke, dis ons emosie, dis ons besluitnemingsvermoë. En wanneer vrees my wil impak, dan word my wil verdraai. Dan begin ek ander goed te wil doen, as wat ek veronderstel is om te doen. En dit wat ek veronderstel is om te doen, sien ek nie voor kans nie, want dit maak my bevrees. So, mense se lewens wat deur vrees gelei word, is mense wat nie uitkom by hulle lewensdoel nie. Die vrees veroorsaak dat hy nie kan doen wat hy wil doen nie. Ek weet nie hoeveel van julle het al 'n ondervinding gehad dat daar's 'n begeerte in jou hart, daar's iets wat jy graag wil bereik, daar's 'n verlange, maar jy sien dit, jy gaan nie daarby kan uitkom nie. Dit is nie moontlik nie. Wat ook al die rede mag wees, dalk sien jy nie jouself in staat om dit te kan doen nie, jy dalk nie die finansies om dit te kan doen nie, jy het nie dalk die vermoë nie, dalk dink jy is nie slim genoeg nie. Wanneer een van daai goed jou ook al diskwalifiseer, is dit wat vrees bring. Vrees. Die tweede ding is, dit beïnvloed die denke van die mens. Daar's mense wat 'n baie goeie verbeelding het. En as jy 'n goeie verbeelding het, is jy op 'n gevaarlike plek as vrees in jou lewe is. Want jou verbeelding gaan vir jou 'n verhaal bou, wat vir jou sê, wat gaan gebeur? Wow, hier kom moeilikheid. Ek het eendag een van my bure gekry hier in die dorp, hulle bly daar op dieselfde pad as ek sal nou nie name noem nie. Maar kry hulle hierso, en dit het gereën, soos wat dit nou gereën het hierdie week. Dis heerlik, man, dis lekker, dit is papnat, dit is wonderlik. Die seisoen is, alles is normaal, die natuur is normaal, dis wonderlik. Hy sê vir my, ons het hom lekker reën gehad, nee. Hy sê, maar weet jy wat, ek is bekommerd. En toe hy dit sê, toe wonder ek oor wat? Maar jy sien, as vrees in jou lewe woon, dan skyn die son 'n bietjie flouer. Die reën maak nie so nat nie. Die wolke is baie erger as wat dit lyk. Die dag van môre sien jy na op, want daar kan al baie verkeerde goed gebeur in daai dag. En jy skep vir jouself scenario's, daar kom drogbeelde, dis eintlik so 'n mooi Afrikaanse woord. Drogbeelde is dit wat jou gedagtes vir jou skep, wanneer vrees daarin is.
En dieselfde het met Israel gebeur. Kyk wat sê hulle in Exodus 14. Ekskuus, lyk my ek het vanoggend weer van my tekste hier oorgeslaan, dat ek net vir julle Exodus 14 lees. Exodus hoofstuk 14, vers 11. Hulle sê, hulle het vir Moses gesê, het jy omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons nou aangedoen dat jy ons uit Egipte land uitgelei het? So hier is Israel, slawe in Egipte. Die sweep van die farao is heeldag op hulle. Hulle moet bakstene maak, hulle moet piramides bou, hulle moet gars kry, hulle moet hulle strooi bymekaar maak, hulle moet hulle eie kos maak. Hulle is slawe, hulle is nie vry nie. En hulle kom in hierdie beloofde pad van die Here, waar God gesê het, ek neem julle na 'n land wat oorloop van melk en honing, en hy maak dit so spesifiek, hy sê, hierdie land is nie soos Egipte wat jy met jou hand moet nat lei nie. Die geweet in Egipte reën dit nie. In Egipte maak hulle net beddings weerskante van die Nylrivier, en dit moet hulle met hulle hand nat maak, met hulle hand moet hulle dit nadra. God sê, hierdie land wat ek jou heen vat, kry sy reën uit die hemel uit. En wat 'n geseënde week het ons nie gehad in Suid-Afrika, wat ook sy reën uit die hemel uitkry nie. Wat 'n geseënde land bly ek en jy nie in, wat dit ontvang uit die hemel uit nie. As jy daai liters gaan uitwerk, wat hierdie week uitgegiet is op ons aarde, dis miljoene liters. Ons ontvang dit uit God se hand uit. Sien ons dit raak? Want ek wil vir jy sê, daar is baie keer, kom ons hier in hierdie plek waar God gee vir ons hierdie wonderlike dinge, maar ons vrees vir dit wat ons nie sien nie. Ons vrees vir die dag van môre. Soos Israel, hier kom hulle. Hulle sê, was daar nie genoeg grafte in Egipte nie? Laat jy ons saamgeneem het om in die woestyn te gaan sterwe. So wat is die droogbeeld in hulle gedagtes? Al hoekom Moses ons uitgevat het, ons gaan nou doodgaan in hierdie woestyn. En ons gaan ons kinders daar begrawe. En alles van ons gaan daar vernietig word. Ons gaan niks oor hê nie. Hulle het vir hulle self die ding klaar uitgewerk. En weet jy hoe 'n grief moes dit gewees het in die hart van die Here? Want God sê, ek weet wat ek vir jou beplan. God is nie iemand wat sonder 'n plan gaan nie. God is nie iemand wat onverhoeds gevang word nie. Ek beplan vir jou voorspoed en nie teëspoed nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te hê, sê die Here. Maar mag ons nooit soos Israel klink nie. Mag ons nooit hierdie woorde oor ons lippe laat gaan, terwyl God sit met hierdie wonderlike planne. Hy sien in God se gedagtes, sien hy al hoe kom hierdie Israeliete in hierdie land van Kanaan in. Hoe begin hulle hierdie landerye werk? Hoe kry hulle hierdie wingerde wat klaar geplant is, wat die druiwetrosse dra wat so hoog hang? Hoe hulle al hierdie wonderlike belewennisse het, is God se idee. En hulle kom deur vrees, en hulle beroof hulle self van God se idee. Satan kry 'n greep op jou en my gees die oomblik wat daar vrees is. En jy geweet, as daar nie vrees in jou lewe is, kan die duiwel niks doen nie. Want sy koninkryk is 'n koninkryk wat werk deur vrees. Hy werk deur vrees. Hy het geen ander toegangsmetode as vrees nie. En daar's baie ander goeters wat jy saam kan bind in vrees. Gaan praat met enige satanis of iemand wat in satanisme betrokke was, as hy hoor dat die oomblik toe hulle in satanisme was, is hulle daar gehou ook deur vrees. Kon nie daar uitkom nie, want hulle is gedreig, hulle is bevrees gemaak om nooit te praat nie, nooit daar uit te kom nie. Vrees sien net ondergang en dood. Die liggaam is die volgende een wat ly, wanneer daar vrees is in jou en my lewe. Die oomblik wat daar vrees inkom in my gees, oorheers dit my denke. Wanneer die denke oorheers word deur vrees, dan spoel dit oor in my liggaam. En weet jy wat, jou en my liggaam is nie gemaak om vrees te kan hanteer nie. Ons is nie gemaak om dit te kan doen nie. Ons liggaam het nie die bedrading om vrees te kan vat nie. Daar's baie psigologiese studies daaroor wat jy kan gaan lees en wat baie interessant is, maar ek hou maar van wat die woord sê. Maar hulle sê, wanneer vrees in jou liggaam ingekom, begin dit jou liggaam vergiftig. 'n paar jaar terug, toe ons op vakansie was, toe is ons daar by 'n supertjoep. En ek is toe nou baie opgewonde om hy supertjoep te gaan ry.
En toe ek daar kom, toe haal ek my bril af, en as ek my bril afgehaal het, dan sien ek nie so lekker vir 'n rukkie nie. My oë moet nou eers gewoond raak, maar ek het my bril af, en daar is so lekker pypie aan hy Super Tube, en ek vat hom so, en ek swaai so. En toe so swaai, toe slaat my boude die onderkant van die voorkant van hy Super Tube, so solied, en ek val daar uit. En daar lê ek op my rug. En almal lag lekker daar, maar ek wil vir julle sê, dit was 'n verskriklike pyn. Nee, ek het vir dae gesuffer met daai pyn. Maar, wat gebeur agterna? Agterna is ek gesond, ek is reg, ek is eendag op pad van die dorp af plaas toe. En soos ek op die pad ry, begin ek sommer so dink, en ek dink aan daai dag, en ek dink aan wat ons alles daar gedoen het, en ek dink ook aan opgeklim het, en ek klim in daai, en in my gedagtes speel hierdie toneel af, hoe ek daai pyp vat, en ek swaai so in daai Super Tube in, en toe ek dit dink, toe skiet hier 'n lampyn af in my heupe en in my bene, terwyl ek in die bakkie ry. Waar kom my pyn vandaan? Niemand het my seer gemaak nie, niks het aan my gevat nie, niks het my aangeraak nie, ek ry op pad huis toe, en my gedagtes is besig om 'n toneel af te speel, en daai toneel het 'n effek op my liggaam. En so toe daai oomblik toe ek dit voel, toe maak die Here vir my hierdie ding oop. En hy sê, weet jy wat, dis wat ek gesê het in die Nuwe Testament. Toe ek gesê het, in die laaste dae sal mense se harte beswyk vanweë vrees. Mense se harte sal beswyk van vrees. Want jou hart reageer op wat jou emosies en wat jou denke vir hom sê. Jou organe van jou liggaam reageer op wat hierbo deurvloei. Weet jy wat, daar is baie dokters wat vir jou die waarheid sal vertel, en daar's een dokter wat ek kan aanhaal wat gesê het dat siekte, vrees is die penwortel van byna elke siekte. Gaan kyk na die oorspronge van kanker. Dr. Michelle Strydom, wat daar van Zimbabwe is, hooggeleerde dokter, maar 'n diep en wonderlike kind van die Here. Sy trek die lyne van die Bybel na die mediese wetenskappe, bring dit bymekaar. Daar's wonderlike openbarings in haar wetenskap en in haar boeke wat sy skryf. Sy skryf onder andere iets, ek dink sommer nou daaraan. Sy sê sy het gereeld met manne gewerk wat ontrou is in hulle huwelik, wat skelmpies het, en wat allerhande onrein lewe lei. En sy sê, weet jy wat, keer op keer kom sit hierdie manne by my in die spreekkamer, en hulle het lewerprobleme. En dan sê sy, en toe begin sy na die woord ondersoek. En weet jy wat sê die woord? Hy sê in Spreuke 4, sê Dawid vir Salomo, hy sê, pas op vir die vrou wat op die weg staan, wat jou inlok om by haar te wees. En sy is nie joune nie. Hy sal sê, die dag, wanneer jy saam met haar is, sal dit soos 'n pyl deur jou lewer skiet. En sy sê die oomblik toe sy dit lees, toe kry sy hoendervleis, want sy besef, God se woord sê presies wat sy in die mediese wetenskap sien. So my en jou liggaam, broer en suster, ek wil vir jou sê, vanoggend is daar dalk pyne, en daar's dalk skete, en daar's dalk moeilikheid, en daar's dalk hoë bloeddruk, en daar's allerlei goede. En hierdie goed se oorsprong is nie een of ander wanbalans of te veel chips en coke nie. Dit is vrees. Vrees het 'n effek op ons liggaam. En ons moet van vrees ontslaa raak, sodat ons liggaam kan gesond word. Weet jy hoeveel mense sit by dieselfde dokter Michelle Strydom, dan hulle verskriklike allergie. Hulle kan nie melk drink nie, hulle kan nie brood eet nie, hulle kan nie dit doen nie, hulle is vreeslik. Dan sit sy vir hulle verduidelik en sê, luister, dis wat die woord van die Here sê, jy is duur gekoop, jy is losgemaak, die duiwel het geen plek in jou lewe nie, waarvoor is jy bang? Bely die vrees, bely die goed, dankie Shamanay. Kry jou lewe vry van vrees, kry die sonde uit die pad uit, maak die aanklaer se stem stil in jou lewe, hy wat jou wil aankla dag en nag. En die oomblik wat hulle daar uitstap, as sy gaan drink melk, gaan koop brood, gaan kyk bietjie. En die meeste van daai mense, sy het nie eers vir hulle gebid nie, sy het net vir hulle verduidelik. En vrees los. En vrees het nie meer 'n plek nie. Ons moet loskom van vrees. Vrees is een van die goed wat my en jou gees bind om nie die volheid van God se heerlikheid in ons lewens te hê nie. Volgende punt wat ons nou kyk is, hoe gebruik Satan vrees? Hoe gebruik hy dit? Die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet ons harte en ons denke ondersoek. Weet Paulus sê in 2 Korintiërs 10 vers 5 sê hy, ons neem elke gedagte gevange
in gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Ons gedagtes mag nie die vrye loop in ons koppe hê nie. Ons kan nie ons gedagtes toelaat om maar net te dink wat hulle wil nie. Want dit wat in jou gedagtes dwaal, kan daar geplant wees deur die Satan. Hy het die vermoë om 'n gedagte te plant. Jesus self het dit gesê. Hy het ook 'n vermoë om die woord uit jou gedagte uit te kom steel. Hoe presies dit werk, weet ek nie. Maar Here Jesus het gesê dat die saaier het gegaan en uitgegaan en gesaai. En die wat op die pad geval het die voëls van die hemel gekom en dit weggepik. So daar's 'n toegang van die duiwel tot my en jou gedagtes. En wanneer ons hom toelaat om die prikkels in ons gedagtes te laat sirkuleer, gaan hy drogbeelde begin skep, hy gaan scenario's begin skep en hy gaan vrees inbring. En die oomblik wat ek daai vrees vat, het ek hom 'n toegang gegee en hy gaan bou op dit. So hoe werk dit? Vrees is die houvas van Satan op jou lewe. As daar geen vrees is nie, het hy niks om aan vas te hou nie. In Johannes 5 sê die apostel Johannes, hy sê, en die duiwel het geen vat aan my nie. Hy kan net vat hê as hy vrees kan kry. So ons moet ons harte en ons denke ondersoek. Dan die tweede ding, hoe Satan vrees gebruik is, Satan gebruik vrees om nuwe elendes te bou. Weet jy wat gebeur as 'n mens siek is? Die oomblik wat jy siek is, dan is jy bevrees vir, ek kan nie gaan werk nie. Ek kan nie my lewe leef nie. Hoe gaan ek die dokter betaal? Wat as ek moet geopereer word? Wat as ek in die hospitaal lê? Wat van die kostes? Wat as die mediese betaal nie? Wat ek het nie mediese. Hoe gaan ek uit die staatshospitaal uit weer kom? Weet jy wat? Die oomblik wat hy een ding reg kry in jou lewe, begin hy bou en hy bou en hy bou en die een vrees bring die volgende bekommernis en daai bekommernis bring die volgende siekte en dit is 'n bose kringloop in my en jou lewe. En so vernietig Satan mense se liggame, so vernietig hy ons lewens. Die volgende ding is vrees is 'n aantrekkingskrag vir Satan. Dis soos 'n magneet vir staal. Wanneer daar vrees is daar 'n demoniese aktiwiteit wat na jou toe aangetrek word. Hy kom nader, hy kom soek jou, want hy voel jou vrees, hy soek dit. Vrees is geloof in Satan se mag en ongeloof in God. Weet jy wat, die oomblik wat ek en jy vrees en ons begin dink wat gaan gebeur, dan is ek besig om 'n negatiewe geloof te bou, 'n geloof in die duiwel. Dis wat vrees is. En dit staan direk teenoor ons vrees vir die Here en ons geloof in God. En dan sien ons ook die groot beginsel wat op Job agtergekom het in sy lewe. Wat jy vrees, kom oor jou. Wat jy vrees, kom oor jou. Jakobus 2 vers 19. Hy sê daar, jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Hier kom die woord en hy verduidelik vir ons mooi hoe werk Satan se koninkryk, hoe werk Satan se agente. Wanneer hy praat van die duiwels, hier praat hy van die demone, van die duiwelse leermagte. Hulle glo ook dat God daar is. En dis wat Jakobus hoef probeer verduidelik. Hy sê, jy dink jy doen goed, net te glo daar is 'n God. Hy sê, maar die duiwels doen ook, hulle glo ook daar is 'n God, hulle weet dit beter as ek en jy, want in die geestesriem is God baie meer 'n werklikheid as in ons fisiese riem. Maar, kyk wat sê hy, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Want, Satan se koninkryk werk deur vrees. En Satan se eie demone is bevrees. En wanneer daar vrees in my lewe inkom, wanneer ek iets veroorsaak dat daai gees van vrees in my lewe werksaam word, dan gee ek toegang vir hierdie gees wat sidder. En wat doen hy wanneer hy binne in my kom woon? Hy doen wie hy is. Hy sidder. Hy laat my sidder. So met ander woorde, 'n gees van vreesagtigheid is nie 'n gees wat jou bang maak nie. Hy loop nie met 'n 3-punt vurk rond en steek jou en maak jou bang nie. Hy is 'n bevreesde gees. En die oomblik wat ek vir hom plek gee, dan maak ek myself oop om hom deur my te laat uitlating gee.
Hy leef homself uit deur my. Net soos wat ek en jy toelaat dat die Heilige Gees in ons kom woon en homself uitleef deur ons en uiting gee deur ons, so gee Gees van vrees uiting en hy sidder. Hy veroorsaak dat jy ook sidder. Maar prys die Here, Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Ons is die oorwinnaars. Kan ons dit saam sê? Ons is die oorwinnaars. Halleluja. As ek nie in vrees vasgevang word nie, as ek dit nie toelaat om te heers in my lewe nie. So kom ons gaan kyk nou die laaste punt, hoe om bevry te word van vrees. Hoe om bevry te word. Die eerste ding wat ek en jy moet besef is, vrees is 'n sonde. Net soos wat ons laasweek gesels het oor ongeloof, wat 'n sonde is vrees 'n sonde. Ons dink baie keer as ons vrees is ons maar net verantwoordelik. As ons vrees dat daar iets verkeerd dalk kan gebeur, dan is ons maar net ons besef van in die wêreld waarin ons leef en dis deel van ons verantwoordelikheid, maar dit is nie. Ons verantwoordelikheid is om geensins te vrees nie, maar alles op Jesus te laat. Hom te vertrou vir alles in ons lewens. Al ons vrees, ons bekommernisse, ons tekortkominge oor te gee aan hom en onsself te versterk in die woord, in die hoop, in die wete dat hy sal vir ons deurkom. So, die eerste ding wat ons moet doen is, bely jou vrees. Sê Here, jammer dat ek gevrees het. Jammer dat ek bekommerd was. Weet jy wat doen ek gewoonlik? As ek nou gevrees het vir iets en dit kom reg, as ek maar net te bly. Sê, dankie Here, dis nou great, ek is bly. Dit wat ek gevrees het, het nie gebeur nie. Maar wat moes ek eintlik ook gedoen het? Ek moes dit bely het. Sê Here, jammer dat daar vrees was in my lewe. Jammer dat ek U nie geglo het en U nie te volle vertrou het nie. Ek bely hierdie vrees, want ek wil hom nie in my lewe mee hê nie. Hy mag nie 'n plek in my binneste hê nie, want as hy hier bly, dan wag hy net vir die volgende geleentheid om vrees weer in my lewe te bring. Maar dit wat ek bely en laat staan, verwyder homself uit my lewe uit. Die tweede punt, ons oë moet op Jesus Christus gefestig wees. Dis waar ons oë gefestig moet wees. Die woord van die Here sê, as jy vir hierdie berg sê, werp jou op en val in die see, en jy glo in jou hart dat dit so sal wees, dan sal dit so wees. Ons oë moet nie op die probleem wees nie. En ek wil weer vir jy sê, dit is baie moeilik. Daar is soveel goed in my lewe wat ek ook op wil fokus. Ek wil so maklik vaskyk in die probleem, so maklik vaskyk in die ding wat voor my staan, maar die woord sê, hou jou oë op Jesus. Hou jou oë op hom, die oog gefestig op Jesus, Hebreërs 12 vers 2, die leidsman en die volëinder van die geloof. Weet jy wat beteken volëinder? Dis die een wat klaarmaak wat jy glo. Dis die een wat sorg dat dit wat jy voor glo, sal gebeur. Dis die een wat sorg dat dit sal gebeur wat jy aan hom toevertrou. Die oog gefestig op hom. Ons oë mag nooit wees op die probleem nie. Ek dink aan nou Petrus. Petrus sê, Jesus, Here, as dit U is wat daar op die water loop, sê vir my om na U toe te kom. En wat sê Jesus? Kom. Here nooi my en jou baie keer uit om op die water te loop. Here nooi my en jou uit om goeders te doen wat ver bo ons vermoë is, om ver bo ons kapasiteit is. En wat doen Petrus? Hy kyk na Jesus en hy sit sy voet oor hy boot se rand en hy trap op hy water en hy loop. En al die ander disippels het dit gesien. Interessant dat nie een van hulle dit gewaag het nie. Maar Petrus doen. En Petrus loop op die water na Jesus toe. Weet jy wat sê die woord? Maar toe draai hy sy kop en hy kyk na die storm en hy kyk na die golwe en hy kyk na die see en hy maak die wetenskaplike som wat hy daar in standaard 5 in die skool geleer het in Galilea waar hy ook al gewoon het. En hulle het gesê dat geen mens kan op water loop nie en toe hy besef maar dit werk nie, toe sink hy. Want sy oë het afgegaan van Jesus af. En dis die grootste gevaarlike ding. Die oomblik wat ons oë nie gefestig is op Jesus nie, kan ons nie meer op die water loop nie. Geloof is nie aktief nie, vrees kom in.
Vrees gryp jou aan, hy laat jou sink. En dan wil ons môre en oormôre vir mekaar vertel, ja, dis maar hoe die lewe werk, ons weet maar. Dis maar omstandighede, dit is maar normaal, ons verstaan. Dis maar die wette van die natuur. Jy sien, God het ons geskaap om 'n bonatuurlike lewe te lei. Net die feit dat jy vanoggend hier is, sê klaar vir my, jy glo in die bonatuurlike. As jy nie geglo daar's 'n God daar bo in die hemel nie, was jy nie vandag hier nie. Maar ons moet hierdie geloof ontwikkel. Ons moet vrees uit die pad uit kry. Ons moet sê, Here, ons vestig ons oë op U, die leidsman in die volëinder van jou. Weet jy wanneer kom vrees die maklikste na jou toe? In die nag. As tye in die nag wat jy wakker word en vrees is daar. Dan begin jy dink oor die dinge wat môre voor lê. Begin jou wakker hou. Dit begin in jou kop maal. En dit gebeur baie keer met my ook. Maar weet jy wat het ek al geleer, wat moet ek doen in daai oomblikke? Ek begin met Psalm 91. Sê hy wat in die skaduwee van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes. Sy trou is 'n skild en pantser. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou. En so is ek besig, en die volgende is ek weer nie slaap. Die vrees is weg, die bekommernis is weg. Filippense 4 vers 19, my God sal in elke behoefte van julle voorsien, na die rykdom van sy genade. My God, halleluja. Na die rykdom van sy genade. Nie na die vermoë van die mensdom nie. Vir kapasiteit wat daar is nie. Na die rykdom van sy genade. En as ek die skrif begin oordink en ek vat die waarhede vas, dan kom die kalmte in my gemoed. En die Here weet, en die Here hoor, en die engele begin werk, want ek is besig om nie in vrees te opereer nie, maar in geloof. Die duiwel kan nie werk nie, en God se engele kan werk. Want hulle staan teenoor mekaar. Dan die derde punt, hoe word ek bevry van vrees, is wend jou tot die woord van die Here. Eintlik dit wat ek nou net gesê het, maar ek wil graag vir julle lees, Johannes 8 vers 31. Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. As jy dit glo, sê 'n bietjie amen. Die waarheid sal jou vrymaak. Ons het nodig om die waarheid te ondersoek, ons het nodig om hierdie waarheid deel van ons lewens te maak, en sê, hierdie is my waarheid. Net wat hierdie boek oor my sê, is wat die waarheid is. Niks anders is 'n waarheid nie. Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ons moet die woord bidend lees. En weet jy hoe moet ons hom lees? Jy moet jouself insit in die teksvers in. Jy moet jouself in toepassing bring in die verhaal. Ek moet Johannes 3 vers 16 sê, lees en sê, want so lief het God vir Johan gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat Johan nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En so moet ons die teks lees, so moet ons die woord lees, en dit my eie maak, my deel maak. Vrees sal nie aan jou kan vat nie. As ek lees van ander mense, dan kan ek dink, dis net vir die ander mense. Maar as ek dit myne maak, sê Here, maar dis myne. Dis my belofte. Dis die woord wat U vir my gee. Dan word dit die waarheid in jou lewe. Dan gaan dit seëvier. Maak die woord persoonlik. Vat Lukas 1 vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Jy kan gerus daai woord onderstreep in die Bybel. Die vierde punt, hoe word ek bevry van vrees? Setel jouself aan die kant van die oorwinning. Setel jouself aan die kant van die oorwinning. Waar sien jy jouself? Jy sien baie keer dan wil ons onsself aan die kant sit van, ons is die verloorder, maar ons moet nog uitvind hoe om by die oorwinning te kom. Ek is nou maar nie die beste mens nie. Ek is nou maar 'n sondaar, maar ek vertrou die Here, hy sal my bring na die plek toe waar ek moet wees. Ek is nie geregtig nie, maar God sal my nog hoor en my geregtig maak. Weet jy wat, as jy so redeneer, gaan jy permanent bly in die plek waar jy is. Ons moet vat wat God sê in sy woord.
Ons moet sê, maar julle is meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus. So wat moet ek van myself sê? Ek is nie die verloorder wat probeer wen nie. Ek is die wenner wat instap in my erfenis in. Ek is die wenner, ek is klaar gesetel in geregtigheid. Ek is nie meer 'n sondaar nie. Weet jy hoe baie mense hoor ek wat hulle self in hulle gebede en so sê, Here, ons is maar net nou nietige sondaars. Waar plaas jy jouself? Jy sit jouself in die plek waar jy nie is nie. As jy wedergebore is, jou hart en lewe vir die Here gegee het en sy stappe gevolg het en jou lewe oorgegee het vir hom, is jy nooit weer 'n sondaar nie. Jy kan dalk nog sonde doen, maar jy is nie 'n sondaar nie, dis nie identiteit nie. Jy is 'n oorwinnaar, jy's 'n koningskind, jy's die priester van jou huis, jy's die koning van jou huis. Dis wat die woord sê wie jy is. Het jy al ooit gesien dat 'n koning sit in sy paleis op sy troon en sê, ek wonder wat se plan gaan ek maak? Ek is in soveel moeilikheid, ek weet nie wat gaan ek doen nie. Nee, wat doen 'n koning? Hy sit op sy troon, hy kyk wat is nodig om gedoen te word en hy reik 'n bevel uit. Hy stuur sy dienaars, sê luister, ek wil in hierdie koninkryk, sal dit gebeur, dit sal gebeur, dit wat ek uitvaardig, dit is wat sal gebeur. Wat doen 'n priester? 'n Priester gaan en hy staan voor die Here in die ampt van priesterskap. Hy gaan staan daar en sê, Here, ek is verteenwoordiger van God op aarde en ek staan in die bres vir my familie. Ek staan in die bres vir my gemeenskap. Ek kom roep hier aan want ek is 'n priester geordineer deur God. Ek is nie die arme ou wurm nie. Ek is nie die arme ou sondaar nie. Want die arme wurm en die arme sondaar se gebed gaan nie verhoor word nie. Behalwe as dit 'n gebed van bekering is. Maar iemand wat opreg staan voor God, moenie so bid nie. Moenie so die Here aanroep nie. Moet homself setel in die kant van die oorwinning. En dis waarmee ons vanoggend geopen het. Josua 6 vers 16. Sê Josua vir die volk, skreeu, want jy's in die kant van die oorwinning. Skreeu, jy's hier om te sien wat God gaan doen. Roep uit, want God is met jou. Kan ons skreeu vanoggend? Ek wil hê ons moet skreeu. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus naam. Kan ons dit kliphard skree? Ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus naam. En dis nodig om geproklameer te word oor jou lewe. As jy dit elke dag vir jouself sê, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maak nie saak wat se verkeerde dinge jy gedoen het nie, moenie jouself skaar aan die kant van die sondaars en die verlorenes nie. As jy 'n fout gemaak het, jy's nog steeds 'n oorwinnaar met 'n fout wat moet bely word. Sê Here, dankie dat my vrymoedigheid nie van my beroof word nie. Dankie dat ek nie weer in vrees gaan nie. Dankie dat die duiwel nie hou vaskry op my lewe nie. Ek bely my sonde, ek bely dit wat ek verkeerd gedoen het, maar ek staan steeds in die oorwinning van my God. En ek sal as oorwinnaar uit die stryd uittreë. Prys die naam van die Here. 'n Volgende stap om bevry te word van vrees is om bedien te word. Wanneer mense saam bid. Dis hoekom ons nodig het om in ons huise ook saam te bid. As man en vrou saam te bid, weet jy wat sê die woord in Matteus 16, hy sê, daar waar 2 van julle op die aarde saamstem oor enige saak, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Die Here soek die primêre eenheid wat God tussen 2 mense geskaap het op hierdie aarde is tussen man en vrou. En daar's 'n spesiale plek in die koninkryk en voor die troon van die Here vir 'n man en 'n vrou wat saam bid. Daar's groot krag in. Broers, as jy sukkel in jou besigheid, kry jou vrou laat sy saam jou bid. As jy sukkel, mevrou, kry jou man by die kamp en laat hy regkom en dan kan julle saam bid. Maar vra vir Michelle en Werner hoe wonderlik werk dit. Ag man, dit is so lekker om daai getuienis te hoor. Ek dink nou vanoggend toe Michelle so praat, weet jy wat, so dit was nog hier in die wintermaande. Kan jy onthou Julie, Augustus, daar ergens toe begin ons met die manne bid hier. En een oggend toe staan ons hier in die kerk en ons is besig om saam te bid en hier aan die einde van die gebed toe besig om te bid, toe begin die Here vir my so 'n paar goed wys vir 'n paar manne. En hy wys vir my, hy sê Werner, sê die gees van die Here op daai stadium wat ek hoor, sê Werner, die Here sê daar kom groot deurbraak. Groot deurbraak. En daai tyd toe dog ek, hy gaan seker nou 'n klomp yskaste kry om reg te maak. Ek het nie geweet wat was God se plan vir deurbraak nie. God wil sy hele familie red. Halleluja.
Hy soek 'n man en 'n vrou wat saam bid. Daar waar twee saam hulle voortmoedig voor my, daar is ek in hulle midde, daar's krag. Kry jou broer of jou suster, nie almal het meer die voorreg om 'n man of 'n wederhelfte te hê, of 'n vrou, of wie ook al nie, maar kry mense wat saam jou bid. Dis wat vrees wegweer. Vrees is nie daar waar die gemeenskap van die gelowiges is nie. Dan die volgende punt, lofprysing. Man, ons het volgens so heerlik gesing. Na jy so gesing het, kan jy nie meer vrees nie. Vrees is nie daar nie. Habakuk hoofstuk 3. Ek het sommer geweet die Here bevestig hierdie woord vanoggend. Toe ons hier instap, toe sê Andries, hy voel ons moet hierdie lied sing. Al sou die vyeboom nie bot nie, en die wingerde geen druiwe dra nie. Habakuk 3 vers 7, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrugte sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel, die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, geen beeste in die stalle wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Kan ons dit saam lees? Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Weet jy wat, as ou Habakuk daar gesê het, ek gaan op my knieë neerval en my smart beween en bekla en treur voor die Here, dan was dit die einde. Maar ek wil vir jy sê, al is daar geen oes in jou lewe nie, al is jou beeskrale leeg gesteel, al is jou olyfe niks gedra nie, al is daar niks aan die wingerd, al is daar niks wat jy in jou lewe kan sien nie, dan is die oplossing daarvan begin jubel in die Here. Begin juig in God. Want dit wat jy doen, staan teenoor jou omstandighede. En jou omstandighede kan nie bly wat hulle is, wanneer jy begin jubel en juig voor die Here nie. Dit moet verander. Dit is 'n geestelike beginsel. Die krag van lofprysing. Ek het Psalm 8 vanoggend aangehaal wat gesê het, uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u lof berei. Weet jy wat het Jesus gesê in die Nuwe Testament toe hy dit aanhaal? Jesus haal Psalm 8 vers 2 en 3 aan, haal hy in die Nuwe Testament aan, hy sê, en hy uit die mond van kinders en suigelinge het u vir u sterkte berei. Dis my altyd so wonderlik. Jesus het dit nie vertaal soos wat die ou vertaling dit sê nie, hy het iets meer daarvan oopgemaak. Hy sê daai woord lof beteken sterkte. En wie is nou lus om te sing as dit sleg gaan? Niemand van ons nie. Wie is nou lus om te sing as dit probleme en die moeilikheid op jou lewe is? Niemand nie. En dis presies wat die duiwel wil hê. Hou hulle stil, is wat hy vir sy demone sê. Sssst, nie te hard praat nie, moenie skree nie, gedra jou, jy's 'n kerkmens. So sis die duiwel ons aan die slaap. Wat sê God? Hy sê, man, skreeu, want ek gee die oorwinning aan jou. Roep dit uit, laat die mense in die strate dit hoor, laat jou familie dit hoor, laat elke huis en hart dit hoor, laat elkeen wat weet, in die probleem wat jy was. Ek het vir jou vertel van die ou tannie wat haar voet wat afgesit is. Wat gesê het, sy vertrou die Here vir 'n voet. Smith Wiggles, R.W. Shambach vertel die verhaal. En hy sê, ek gaan vir jou bid, laat die Here vir jou 'n nuwe voet gee. Maar as ek klaar gebid het, dan moet jy sê, dankie Here. En toe hy klaar gebid het, toe begin hy tannie op en af dans met daai stompie. Daar's geen voet nie, maar sy sê, dankie Here vir 'n nuwe voet. 2 jaar later, toe sy weer by daai diens opdag in daai selfde dorp, toe is daai voet daar. Sien, daar's goed wat die wetenskap nie kan verduidelik nie. Daar's goed wat die mense om nie kan verstaan nie. Maar as ek en jy kan ontslaa raak van vrees, gaan ons dit vir hulle wys. Dan gaan ons vir die wêreld laat sien, wat kan 'n kind van God bereik, wat sy vrees volkome oorheers, en wat sy vertroue op die Here gestel het. Oor die oë van die Here deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Dan mag nie 'n deeltjie van ons hart vir vrees gegee word nie. Nie die kleinste gedeeltetjie nie. Lofprysing. Dan vervulling met die Heilige Gees is die laaste ene. 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Daar's die woord van die Here. Die oomblik wat jy die Heilige Gees ontvang het in jou lewe, is daar nie meer vrees nie. As daar nog vrees is, sê Here, gee my meer van die Heilige Gees. Maak my weer vol.
Maak my dat my beker weer oorloop, want ek wil nie vrees hê nie. Maar ek wil krag hê. Ek wil liefde hê. Ek wil selfbeheersing hê. Prys die naam van die Here. Goddelike liefde gee bewustheid van God se teenwoordigheid, van sy getrouheid en van sy almag. En ons het nodig om God toe te laat in ons lewens. So wat doen ons wanneer ons in 'n krisis is? Die eerste ding wat jy wil doen wanneer jy slegte nuus ontvang, is jy wil vrees. Weet jy wat gebeur met Andrew Wommack, een van hierdie groot Amerikaanse predikers? Andrew Wommack staan op die preekstoel. En terwyl hy besig is om woord te bedien, toe kom iemand agter in die kerk ingestap, hulle stap tot voor op die verhoog, hulle fluister in sy oor en sê, luister, jou oudste seun het nou net selfmoord gepleeg. Wat sou gebeur het met ek en jy as ons dit hoor? Wat gebeur as jy sulke nuus ontvang? Weet jy wat doen 'n man wat geen vrees in sy lewe toelaat nie? Sê baie dankie. Hy gaan aan met sy woord, hy bedien die gemeente klaar. Gee sy woord wat die Here vir hom gegee het. En toe hy klaar is, toe sê hy, weet julle wat gemeente, ek het hierdie nuus ontvang. My seun is selfmoord gepleeg, maar ons gaan nou soontoe en ons wil vra dat julle saam met ons sal bid. En hy kom by daai lijk van sy seun, oordoseer aan dwelms. En hier lê daai seun, leweloos, asemloos, tyd het al verloop, is al 'n uur of 2 later. En nog steeds laat hy vrees nie toe om sy gebede af te knyp nie. Nog steeds laat hy nie vrees toe om 'n ingang in sy lewe te kry nie. Maar hy staan aan die oorwinningskant. Hy vat die geskreeu van die Here wat die Here gesê het, jy is as 'n oorwinnaar en jy moet dit proklameer. En hy proklameer sodat almal dit hoor rondom hom. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En die volgende toe kom die asem in daai kind in. En hy leef. Tot 'n getuienis van die eer van die Here. O, halleluja. Man, ek het al 'n paar toetse gedop. Wat van julle? Het julle nie ook al 'n paar gedop nie? Ek wil nie alleen voel vanoggend nie, maar ek wil vir julle sê, daar het al baie slegte nuus by my gekom en dan, hy val soos 'n gloed hier binne my hart in. Dis soos koue water wat oor jou hele siel uitgestort word en jy begin bevrees en beangs en jy weet nie wat 'n kant toe nie en jy huil en jy's moedeloos en jy wonder moet jy nou maar 'n einde maak aan alles. Want dis Satan se eintlike punt. Deur vrees wil hy jou bring om 'n einde te maak aan jou lewe, 'n einde te maak aan jou hele bestaan. Maar God sê ek staan saam met oorwinnaars. Ek sal vir jou die uitkoms gee. Ek sal jou deurdra. Ek gaan jou uitneem deur die krisis. So wat doen ek? Die eerste ding is ek besluit om God te vertrou. Besluit om myself af te stomp vir die gevoel van vrees. En sê ek besluit nou, ek vertrou God. Ek worry nie wat wie sê nie. Die tweede ding is ek bely sy woord. Ek vat hierdie woord en ek gaan soek. As jy slegte nuus by die dokter gekry het, gaan soek elke teks wat te doen het met genesing. En vat daai tekste en sê, en sit daar. Dit wat God vir wie ook al gedoen het, sit jou naam daarin. Begin dit lees en sê, dit is my waarheid. Dit is die waarheid wat God vir my gee. Ek genees. Die Here sê, ek sal die dowwe lamp dit nie uitdoof nie. Ek sal hom nuwe vuur gee. Ek sal die geknakte riet nie afbreek nie. Ek sal hom verbind. Ek sal hom heel maak. Begin dit bely. As daar finansies is, slegte nuus. Niemand wil jou help nie. Finansies is te min. Daar is nie voorsiening nie. Filippense 4 vers 19. Man, hy is vir my 'n lekker een. Ek het hom al baie gebruik. Hy werk. Maar my God sal in elke behoefte van julle voorsien na die rykdom van sy genade. En ek lees hom so, ek sê, maar my God sal in elke behoefte van ek wat Johan is voorsien na die rykdom van sy genade. Hy is my bron. Hy is my put waar ek water uitskep. Jy sien dat Jeremia teen die volk geprofeteer en sê, weet julle wat julle gedoen? Julle het die put van lewende water verlaat en vir julleself gebarste reënbakke uitgekap wat nie kan water hou nie. Mag ons nie daar wees nie. Mag ons wees by die bron van lewende water wat ons vervul en waaruit ons skep en wat vir ons gee meer as genoeg. Elke dag voorsien hy. Die Handelinge kerk was vreesloos. Gaan lees die boek van Handelinge. As jy wil ontslaa raak van vrees, gaan lees hoe manne gesê het, man, ek gee nie om, ek kap my kop af. Is reg. Ek worry nie.
Ek is nie bang vir die dood nie. As julle my hier doodmaak, beland ek net op 'n baie beter plek. Wat sal 'n mens aan my doen? Psalms roep Dawid uit, hy sê, die Here is my lig en my verlosser, wie sal ek vrees? Wat sal 'n mens aan my doen? En daarvan moet ons onsself vergewis. Weet jy hoe baie skrik ons vir mense? Ek het al geskrik vir hulle. Ou kom en hy sê vir jou so en so en so en die vrees val oor jou. Wat sal 'n mens aan jou doen? Ons lewe nie eers meer in 'n era wat hulle jou kop kan afkap en nou wil ons nog meer bevrees wees as in daai eeue wat die mense tereggestel is en op brandstapels geplaas het en alles. Wat kan hy aan jou doen? Wat kan die duiwel aan jou doen? Sy mag is gebreek by Golgotha 2000 jaar terug. Hy het geen mag oor jou nie. Lukas 10 vers 19 en julle sal op slange en op skorpioene trap en ek gee aan julle mag oor al die krag van die vyand. Ons hoef nie bang te wees vir hom nie, ons hoef nie terug te deins nie. Ons staan in ons God se waarheid. Vreesloos. Vreesloos in Jesus naam. En dan die laaste teksie wat ek wil lees vir oggend. Openbaring 21 vers 18. Vers 8. Kyk wat sê die woord van die Here. Maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en die gruwelikes, en die moordenaars, die hoereerders, die towenaars, die afgodedienaars, al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Sien jy hoe erg sien God vrees? Hy sit die vreesagtige saam met die moordenaar. Die vreesagtige en die ongelowige is dieselfde as 'n hoereerder, dieselfde as 'n towenaar, dieselfde as 'n leenaar, is dieselfde as 'n gruwelike. Sien ons hanteer vrees baie ligtelik. En dan kom die duiwel en hy speel met ons woer. Hy kom vertel ons sy stories, hy kry 'n greep op ons gees, hy hou ons stil, hy hou ons rustig. Moenie te hard praat nie. Wees maar 'n bietjie bang, wees maar 'n bietjie versigtig. Kom ons gaan opstaan. Halleluja. Ek gaan volgende gebed doen. En ek wil volgende vra, soos wat ek hierdie gebed doen, vat dit vir jouself vanoggend. Sê dankie Here, U maak my nou vry van die gees van vrees. Kom ons gaan dit saam sê en dan gaan ek vir U bid. Sê dankie Here, U maak my vry van die gees van vreesagtigheid. Vader, ons dankie Here vanoggend, dat soos wat ons hier voor U staan, Here, kan ons hande opsteek en weet, daar is niks in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde, in die dood, in die dieptes van die see, in enige plek op hierdie aarde, wat ons hoef bevrees te maak nie, Here. Daar is geen dreigement, geen boodskap wat ons kan kry, geen brief wat ons kan ontvang, niks kan staan teen die heerlikheid wat die Here vir ons in ons lewens beplan nie. Here, en daarom kom ek vanoggend en ek kom sny elke vorm van vrees af in elke persoon in die naam van Jesus Christus. Vrees, ons gebied jou uit elke lewe uit elke gedagte uit elke liggaam uit. Here, ons kom bid vanoggend dat die effek van vrees herstel sal word in elke lewe. Here Vader, dat daar waar gesondheid beroof is deur vrees, gee daai gesondheid terug aan elke persoon, Here. Daar waar finansies geroof is deur vrees, idees, konsepte, Vader, dit wat U kreatief geplaas het in mense se harte om te gaan verrig daar buite, dat U daai dinge vir elkeen sal teruggee wat die duiwel kom steel deur vrees. Maar Vader, ons kom vanoggend en ons sê ons maak die deur toe vir die duiwel in Jesus Christus se naam. Vrees sal geen plek in my lewe weer kry nie. Elke plek wanneer hy wil inkom en elke manier wat hy wil kom beïnvloed hê, blokkeer ek hom in die naam van Jesus Christus. En ons dank U Here dat U ons vry maak, sodat ons U kan dien in gees en in waarheid in Jesus se naam. Amen en amen. Halleluja. Kom ons neem die sitplekke. Prys